Hartlike goeiemôre en baie welkom hier op Sporthoofstroom op Stroomstories. Jy kuier weer saam met Driekus Viljoen hier op episode 34. Ja, dit is die derde laaste episode van hierdie reeks van die sportprogram. En vandag het ons weer 'n fondsinsamelingsprojek van een van ons skitterende rugbyspelers hier in Potchefstroom. Dylan Vlekkie van Hoër Volksskool Potchefstroom en sy ma Salome is hierso. Baie welkom julle en baie dankie dat julle 'n bietjie kom gesels het oor julle fondsinsamelingsprojek. Baie dankie dat ons hier kan wees. Dankie. Dylan, vertel ons bietjie. Dit gaan nou oor rugby. Jou droom is rugby. Waar het jy begin met jou rugby? Ek het in graad 1 toe begin ek al billetjie rugby speel. Tot graad 5 toe sê ek graad 6, want mense het my begin boelie oor my rugby wat ek nie goed is nie. Toe sê ek weer graad 7, ek gaan nou eerste span speel. Toe kry ek dit reg en toe van daar af toe begin ek net aanhou en aanhou. En ja, ek het jou graad 7 afgerig en dit is waar ek nou gehoor het jou bynaam is Vlekkie. So almal ken jou vir Vlekkie as die rugby speler. Ek moet vir jou vra, waar kom Vlekkie vandaan? Waar kom jy bynaam? Sy vlek wat hy op sy kop het en die wit vlek. So sy pigmente is dood van babietjie tyd af. So dis hoekom hy die vlekke ook het. So die wit, dis waar die Vlekkie vandaan kom. Is dit nou Vlekkie? En almal ken jou as Vlekkie. Ja. Salome, vertel ons 'n bietjie, jy het nou vir Dylan hiernatoe gebring vir die fondsinsameling. Waarvoor is die fondsinsameling? Die fondsinsameling is vir die bokkiespan wat hy gekry het, wat ons graag die geldjie wil insamel vir sy toer en sy klere wat ons moet aanskaf vir daai toer. En ja, dis waarvoor ons die fonds die geldjie. Ja, om die geldjie bymekaar, net om die las bietjie ligter te maak. Die las bietjie ligter gemaak. Ja, okay, hy het nou die bokkie weekspan gehaal wat gaan toer in Naboomspruit van die 6de tot die 11de Ja, Julie. dan ry die 6de, hierso ry hulle en dan begin dit die 7de daai kant tot die 11de Julie. Tot die 11de. En dan het hy amper R7,000 nodig vir die klerasie, vir die verblyf, vir die vervoer. Ja. En dan nou sakgeldjie plus julle wil bitter graag saam gaan. As ek kan, sal ek bitter graag saam gaan om sy droom vir hom te kan saam dit kan leef, daar te kan wees en alles saam met hom te kan doen daar, sal dit vir my baie lekker wees om saam te kan gaan, ja. So ons kyk na so R10,000 plus. As ons kan, ja. As ons kan. Ja. Ja, mense nou, julle het gehoor fondsinsameling vir Vlekkie Erasmus daar van Hoër Volksskool Potchefstroom. Wat sy droom bewaarheid het om 'n bokkie weekspan te haal. R10,000, enige besigheid daar buite, enige iemand wat 'n hart het wat oop is. Kom ons ondersteun vir Vlekkie en kyk of ons nie sy droom kan bewaarheid nie en om sy R10,000 plus in te samel. Dit sal baie goed te pas kom. Vlekkie, kom ons begin gou met 'n paar vragies. Wanneer het jy begin droom om eendag vir die bokke te dalk te jol? Die graad 7 toe ons net begin het met eerste span. Toe ek dit gekry het, toe ek soos net ek wil eendag net vir die bokke ook uitdraf, soos ek my eerste span aangetrek het. Okay. Toe ek dit eerste keer aangetrek het. Nou wie is jou rolmodel? Eben Etzebeth. Eben Etzebeth. So jy speel, wat se posisie speel jy? Flank. Maar Eben is jou rolmodel en hy slot. Ja. Nou hoe sit jy flank en slot bymekaar? Hy speel slot ook. Ek speel partykeer slot, maar ek like meer flank, so ek sit meer ek speel meer flank as slot, want ja. Okay. Okay, as jy nou 'n flank moet kies as 'n rolmodel. Wie? Pieter Steff. Ja. Die masjien Pieter Steff. Okay, so jy wens eendag jy kan daai boktrui aantrek. Ja. Teen wie wil jy graag speel as jy nou die boktrui aantrek? Wat se span dink jy kan vir jou lekker wees om teen te speel? Seker die All Blacks. Die All Blacks? Ja. In Suid-Afrika of in Nieu-Seeland? Suid-Afrika. In Suid-Afrika. Wat is jou gunsteling stadion? Loftus. Ag, Loftus, jy skree seker weer vir die Bulle. Ja.
Wie ondersteun jy? Vir die Stormers. Stormers. En hy Okay, was wat nog net in Durban op 'n stadion gewees. jy sien. Dis waarvoor jy bokke gaan speel, want as jy vir die Sharks speel word jy bokke. So maklik soos dit. Nie vir 'n ander provinsie nie, vir die Sharks. Jy moet die Sharks ondersteun en dan word jy 'n bok. Nee, ek joke sommer net man. Nou dan sê die ja, wat het jou gemotiveer om weer te begin rugby speel nadat jy nou graad 6 opgehou het? Ek het net toe ons skool toe gery, toe kom ek agter ons bokkie. Daar's eerste span proewe. Toe sê ek net vir my ma, ek gaan net weer probeer om eerste span te kry. Maar as ek nie eerste span kry nie, gaan ek nog steeds aanhou. Dat ek nie weer opgee nie. Dat jy nie weer opgee nie. Ja. So jy's geboelie soos wat jy gesê het in jou graad 6 of graad 5 jaar dat jy nie graad 6 gespeel het nie. So alles het gegaan oor boelery op die veld. En toe jy nou jou talent weggeberg vir 'n jaar. Wat kan jy onthou van die boelery? Jy hoef nie name te noem nie. Wat is net vir die kykers daar buitekant. Onthou boelie is 'n groot ding. En die mense daar buitekant moet weet. Daar's seuns wat kyk na jou. Wat se boelery het jou baie hartseer gemaak? As jy so iets kan onthou. Ek kan nie regtig onthou nie, Maar is dit persoonlik? Word jy geslaan? Of ek was een keer geslaan, maar toe kry ek moet weer terug. Toe kry jy weer terug. Toe kry ek moet bewys ek kan net eerste span maak. Mooi. So jy het jouself net bewys ek is goed genoeg. Ek kan dit doen. Ek dink die boeligheid het hom net, die boelie het hom harder gemaak om van te wys, weet jy wat, julle gaan my nie onderkry nie. Ek gaan dit doen. Ek gaan rugby kan speel, beter as wat julle dink ek kan. Ek dink dit is om hard gemaak. Hard gemaak. En nou wil ek jou ook ietsie vra, Salome. Wanneer het jy nou gesien toe hy nou opgehou rugby speel het jy dit net gesê, okay, dis alright? Of wat was jou gevoel as ouer? Hy het nou rugby gespeel en daar's 'n boelery. Ja. Trikus ek is alleen mamma al vir 'n paar jaar. So ek maak hulle maar op die beste van my vermoë maak ek moet maar ma en pa speel. So ek moet hard wees en ek moet sag wees. En ek het my net self gesê ek gaan nie eendag my kinders dwing om iets te doen wat hulle nie hoef te doen nie. Hoef te doen, ja. So as jy nie wil sport speel nie, dan dis jou keuse. Maar jy gaan nie net opgee en net by die huis sit en niks doen nie. So jy gaan iets doen. So as jy nie sport speel nie, gaan jy harder werk aan akademie. En as jy sport speel, gaan jy nog steeds akademie werk, maar iets gaan jy doen. En toe hulle vir my sê, ma, ek gaan op 'n rugby speel, toe sê ek vir my, hoekom? Nee, want ek word geboelie. Sê ek, okay, dan dis jou keuse. Ek gaan jou nie dwing om te speel nie. En is reg. En graad 7 toe vir my sê, ma, ek gaan proewe speel vandag. Toe sê ek, okay, onthou net as jy tweede span kry, dan dis goed genoeg. Toe sê hy vir my, nee, dan gaan ek nie rugby speel hê. Sê ek, okay, en ons het die proewe gaan kyk en die maandag toe ek hom gaan haal na die proewe toe het hy eerste span gekry. En hy het daai jaar uitgeblink. Daar's ouers wat na my toe gekom het wat vir my gesê het, Salome, wat het jy met Vlekkie gedoen? Toe sê ek, hoekom? Toe sê hulle, maar kyk hoe blink hy uit in rugby. Dit is nie dieselfde Vlekkie wat 2 jaar terug gespeel het nie. En hy het hom net daai doelwit gegee om ek gaan my beste gee in my rugby en dit gaan my doelwit wees. Ja. Hoor jy maar kan onthou, dit was nou 3 jaar terug dat ek jou afgerig het. Waar het jy so geleer tackle? Hy tackle nog steeds so. Tackle jy nog steeds so? Ja. Kry jy nog steeds geel kaarte? Nee. Nie Kry jy rooi kaarte nou? Ja. So nie meer so baie nie. Ja. Okay, maar waar het jy geleer tackle? Of wie het jou geleer om hy solitudes te slaat? Hy self. Ek self. Het jy maar teen die muur vasgeduik en gehardloop en so aan. Maar ek moet vir jou sê, van al die spanne wat ek afgerig het, jy's een van die meer senior tipe goeie verdedigers op die kruisverdediging. As daai man deurbreek, weet ek, okay, Vlekkie sal hom vang een of ander tyd en dan sal hy hom duik daar uit die lyn, uit bo die lyn, deur die mense en alles. So as jy nog besluit het jy wil hy uitduik, jy gee nie op nie. Jy gaan en jy laat wiel. Ja. So, maar wat motiveer jou om daai ou te gaan tackle daar? Net soos my spanmaats van die jaar, hulle staan agter my. En ek laat hulle nie afsak as ek 'n tackle mis dan sê ek kom raak tackle. En dan sal hulle nie soos
kwaad of iets as ek hom mistek, want ek het daarom probeer. Jy daarom probeer. Ja. So jy maak seker die meeste tackles in 'n game. Of probeer Koop so. Ek koop so. Hoorie maar, as jy fiks nou. Nee. As jy nie fiks nie. Dis 'n bietjie. Net so 'n bietjie. Ja. Hoorie Salome, as jy omtrent by elke wedstryd van hom. Ek het maar 'n ding van my, as dit meer as 'n uur se ry is, dan sal ek maar vir hom op die TV kyk. Okay. Ek sal hom cheer. En as dit naby is en in die dorpwedstryd, is ek altyd daar. Is jy altyd daar? Ja. Altyd langs die veld. Altyd langs die veld. Yes. Hoorie, as jy speel, hoor jy maar. Ja. As hy partykeer sny uit, dan hoor hy nie, dan sal hy nog. Maar wat hy ook baie doen is, en dit maak my trots van hom, want hy wil hê sy mamma het raak sien en sy het 'n tackle gemaak en dan kyk hy waar's ek. Well Kyk hy, done. mamma het jy dit gesien, of as hy 3 gedruk en dan kyk hy eers waar's ek, mamma het jy dit gesien. So. Ja. Okay, nou maar na die game, as jy nou die game gekyk het, kom ons sê dit jy het hom nou gekyk op livestream of op by die veld. Sal jy na die tyd vir hom sê waarna hy moet werk of waarna kan hy kyk as ma en pa figuur? Ek sal as hy van die veld af kom, dan het hulle mos nou maar obviously eers hulle span gou bymekaar en as hy na my toe kom, sal ek vir hom sê, well done Vlek, jy het mooi gedoen. Bietjie hierso kyk, jy dalk bietjie hierdie tackle gemis vandag, hoekom het jy so baie gemis? Wat was fout? Iets jou gepla of sal so 'n bietjie met hom gesels en vir hom vra, kom ek sê hy dalk bietjie 'n swak game gehad as normaal weg, ja. dan sal ek hom vra, Vlek, hoekom? Gewoonlik is daar ietsie wat gepla het, dis hoekom hy dalk bietjie af game gehad het. Maar ander keer as hy op die veld stap en hy sê vir my ma, check my, dan weet ek, nee, dit gaan 'n lekker game wees. En dan nou sal as ons, ek weet nie altyd baie van rugby af nie, ek probeer maar vandat hy so in die rugby is, probeer ek maar bietjie meer leer van rugby. So as ek ietsie weet en ek kan hom help daarmee, dan help ek hom. Dan help jy hom. Maar hoe voel jy nou as jou familielede, jou ma langs die veld staan en jou ondersteun game na game na game? Voel gelukkig, want dan weet ek daar's mense agter my wat agter my staan met my games en Die games en so aan. En onder jou coaches? Is jou coaches lekker met julle? Ja, net Oefen julle hard? Net hulle gee baie fiks uit. Ja, maar jy moet fiks wees. Jy moet Jy het fiks dan nou wees, net ja. gesê jy is onfiks. Vra 'n bietjie vir coach Driekus of hy fiks is. Ek is top fiks. Ek hardloop om die blok en as ek klaar is, dan skop ek hom onder die bed in. So maklik. Dink hy ook. Ja. Hoorie, maar hou jy van harde oefening? Ja, maar net party daar, wanneer as ek lus vir oefening is nie, dan is ek hier reg lus vir oefening nie. Dan sien jy lus vir oefening. Maar gewoonlik is dit maandag, as jy na 'n game maandag dan kom jy. Maandag is fiks uit. Sê, kom ons doen bietjie fiks uit. Maar oor die algemeen, hoe gaan dit met jou span se performance deur die jaar sover? Dit gaan goed. Ons het dink 2 weke terug toe ons begin as 'n span speel, want die ander games het ons verloor as ons toe nie altyd as 'n span saam gespeel nie. Toe 2 weke terug toe het ons nog steeds verloor, maar ons het begin as 'n span saam speel. Toe verloor ons Marenski net met 2 punte. Okay. Toe is ek trots daarop en toe sê ek vir my coach, ons het daarom iets beter gedoen as vorige week. Alright. Toe het as 'n span saam gespeel die week as nie teen Gemeen Volkie nie. Okay. Ja. Wat het die Gemeen Volkie game gebeur? Ons het daar nie as 'n span saam gespeel, toe speel ons gelyk op. Speel gelyk op. Ja, en ons sou Gemmies gewen het 50 iets as ons as 'n span saam gespeel. As julle as 'n span. Ja. En dan wil elkeen sy eie ding doen en individueel speel en dan white line fever kry en almal wil 'n 3 druk en dis so Volkie gemeen, sulke goeters en al daai dinge. Ja. Maar solank jy net leer om as 'n span saam te speel en elke game verbeter, dan op die einde van die dag gaan dit oor jouself en oor jou span. Onder wat is jy nou? Onder 16. Onder 16. Jy speel onder 16A. ANB. ANB. Een swak game B-span, een goeie game A-span, dan geniet maar so. Ja, nee, reserve ook vir ons span. Dan sê reserve. Okay, maar hoe het dit nou gekom dat jy nou gekies is vir die bokkiewerk? Waar het julle proewe gespeel? Ons het hier in Pots, by Habie Potsdorp Rugby Club, speel ons daar. My een vriend in Klersdorp het die ding aangestuur na my toe, sê as bokkiewerk proewe. So ek soos in ek gegaan, ek gaan dit dalk die jaar kan kry. Toe kry ek die eerste proewe,
toe het ons weer proewe gehad in Klerksdorp. Toe proewe klaar, toe sê hulle die span uit, toe is ek nommer 6 uitgeroep. Toe sê ek so sin, dit kan nie ek wees nie. Wow. Ek wou seker gemaak het, maar toe gaan kry ek liewer die vorm en toe begin ek huil. Wow, so dit was 'n droom wat bewaarheid word om Bokkieweek te jol en dit is jou eerste trap in na die bokke. Ja. Maar sien jy uit na die Bokkieweek? Ja, En? Nee. Sterk Maar stres jy span 'n en bietjie ons- oor dit? ja, want dit is my eerste keer wat ek sulke groot ding by doen en dit wat ek doen. So ek stres bietjie. Maar dit is regtig nie nodig om te stres nie. As jy speel soos jy skool speel, dink ek nie dit gaan 'n probleem wees nie. Want hulle is net so oud soos jy, daai kan dalk nie so groot soos jy, kleiner as jy, groter as jy. Maar solank jy jou ding doen, jy tackle en jy hardloop met die bal en so aan en dis 'n geleentheid wat jy kry om dalk daai volgende trappie te doen. Volgende jaar is jy goed genoeg dalk vir die Kruiwenweek. Mense weet nooit. Volgende jaar jol jy dalk weer Bokkieweek. Onder 17, onder 19, onder 21. Dit is briljant om daar te jol by die Bokkieweek. Maar wat sien jy, waarna sien jy uit vir die toer? Meeste vir die games en om as saam die nuwe mense saam te speel. En dis ook belangrik om nuwe pelle te ontmoet van ander skole en ander dorpe en dat jy bietjie uit jou kon mense bietjie uit jou Comfort milieu, zone. ja, jou comfort zone en jou milieu uitkom en bietjie te gaan jol Veral vir hom. vir hom, ja. Veral vir hom is dit uit sy comfort zone. Daar's mense wat ek ken, daar's kinders wat ek ken, ons 'n gimmie ouetjie en dan een van 2 ouetjies in sy skool wat dit ook het en 'n ouetjie in Klerksdorp wat ek ken. So ek dink maar omdat hy stres is, dis nuwe gesigte, dis nuwe mense. Maar jy sê Vlekkie is 'n introvert. Ja. Nou, hoe verander hy dit op die rugbyveld? As ek vat as Vlekkie kyk, obviously by 'n skool mag ons nie beklei nie en dit is maar wat ek vir my kind ook leer, jy beklei nie by 'n skool nie, al maak jy saak hoe kort jy is, jy draai eerder om loop weg. En so Vlekkie sal as hy frustrasie het deur die week, sal hy dit op die veld uithaal. En dan raak hy kwaad op die veld. Hy sal nie hy het altyd graad 8 te baie kwaad geraak op die veld en maar dis baie rustiger. Hy raak nie meer kwaad op die veld nie. Hy sal jou net tackle. Hy sal jou tackle, nie seer tackle nie. En as jy nou maar per ongeluk verkeerd val en seer kry, is dit nou nie omdat hy dit as prins gedoen het nie, maar hy haal sy frustrasie op die veld uit. En nie in 'n lelike manier nie, soos in 'n kwaai manier wat hy aggressief raak op die veld of ietsie. Hy geniet dit net en as hy daar van daai veld af stap, is hy 10 ton ligter. Dit 10 ton ligter. En dan wil ek nou sê, maar die introvert teenoor die ekstrovert op die veld. Praat hy baie op die veld? Kommunikeer hy baie op die veld? Hy sal Dis dit maar net vir hom iets anderster as wat hy in die klas is, 'n introvert en rustig is. Onthou in 'n klas moet jy net nooit stil wees. In 'n klas kan jy Nie mos nou nie altyd nie. baie, ja, maar hy sal nou maar bietjie in die klas gesels ook. Hy is nou nie sal nou nie sy foute uitlos nie, maar as ek vat by die huis. By die huis is hy sal in sy kamer sal hy wees. Hy sal hom sien as jy eet en dis dit. Okay. En hy sal, soos byvoorbeeld as hy nuwe mense ontmoet. Ja. Hy sal nie sommer met jou kommunikeer nie, as jy met hom praat, sal hy praat. En maar hy baie sal sê ook, hoekom is jou kind so stil? Want hy raak jou gewoond. Raak jy gewoond, ja. Ag maar, dit is great. Ek ken nou vir Vlekkie al lank en hy's 'n lekker masjien, man. Ja, en as jy hom vat teenoor sy sussie, sal hy nou nie sê hulle is boetie en sussie nie. Sussie is die mal een in die huis. Ja, maar dit is mos altyd so, die vrou vat mos altyd oor. Ja, nee. Hulle praat baie en te veel. Ja. Vlakka, hier is nog 'n vraagie. Watter uitdagings het jy die meeste laat twyfel aan jouself? En hoe het jy dit oorkom? Watse uitdagings was daar? Behalwe nou die boelie en wat jy sê jy was nie goed genoeg nie. Watse ander uitdagings was oor jou pad gewees? Ja, jy kan maar dink. Daar moeilikheid gewees ergens? Val nie eintlik nie.
As ek kan sê, ek dink soos dalk graad 8. Graad 8 was hy maar nog dis hoërskool, jy's nie in die hoërskool en jy kom nou uit die eerste span uit in laerskool. So jy wil nog steeds jou span behou in die A-span. En ek dink vir hom was dit hy wou al baie opgegee het rugby en dan praat ons maar net moet aan en dan ons gaan maar net weer maandag aan. En ek dink in graad 8 was dit vir hom, hy was baie aggressief op die veld en so in daai geval was dit dan speel jy B-span. Okay. Want jy tackle hoog, jy raak aggressief, so jy speel B-span. En dit was vir hom moeilik, want toe kom ek B-span speel, ek weet ek is goed genoeg vir A-span, maar nou moet ek B-span speel. En dit was vir my uitdaging om sy meer en sy hoë tackles en goed onder beheer te hou, dat hy kan weet dat ek kan gaan A-span speel. En ek dink dit is wat hom dit was 'n uitdaging om rustig te wees op die veld, net jou game te speel soos dit jy moet speel. En dit het hom ook gemotiveer. Hoorie, maar tackle jy nou laag of nog nie? Somtyds. Ek tackle meeste keer laag, maar as ek net bietjie te vinnig op die oues aan tackle ek omhoog. Dan kan ek laer sakkie. So jy het nog hierdie jaar, hoeveel geel kaarte het jy hierdie jaar gekry? Dink nog net 1. Nog net 1. Ja, dis 'n goeie begin. En jy moet dit net daar hou. Jy moet nie soos in die ou tyd 'n paar geel kaarte deurwerk nie. Ons het nou gevra, maar hoe belangrik is dit vir jou as jou ondersteuningsstelsel soos jou ma langs die veld is? Belangrik want partykeer soos as ek gewoond as hy 2 games agter mekaar speel met games dan derde keer as hy nie daar nie dan kyk ek dan sien ek hom nie. Kom ek agter, en sy is daar langs die veld nie. En dit voel vir jou regtig dit is jou ma moet daar wees en sy moet net daar wees. Dit is ongelukkig so. Ja. Ja, okay. Jy sê jy het twee gehoor het van die Bokkieweek 2 het gemaak het. Jy het 'n bietjie gehuil en so aan. Maar hoe het dit gevoel toe jy daai naam gelees het en gedink het, is dit nou regtig ek? Ek het verlig gevoel want voor hulle die name uitgeroep het, toe ek soos te voel of ek goed op my skouers dra, swaar goed en dit. Toe ek daai naam hoor van my, toe ek soos toe is dit alles af. Toe sê ek soos okay, nou moet ek wys. Nou moet jy wys. En maar julle nou intussen 'n paar oefeninge deurgewerk. Ons sou laasweek maar toe tel hulle dit uit en te min kinders het gegaan het en toe. Nou vandag is ons eerste een. Vandag julle eerste enetjie. Nou hoe laat oefen julle nou vandag? 5:00 tot 6:00. 5:00 tot 6:00. Wat dink jy almal gaan opdaag? Hopelik. Ja. So julle moet nou 'n bietjie klaar op toe ry en 'n bietjie daar gaan oefen. Ja. Maar nou gaan jy vandag eintlik jou nuwe spanmaats ontmoet. Nou gaan jy elkeen ontmoet daar en hoe voel jy daaroor? Om jy's 'n introvert nou vandag die eerste keer nou nuwe spanmaats te ontmoet. Ek voel gelukkig want dan kan ek hulle leer ken voor die toer. Dan weet ek hoe as hulle as ons speel. Dan hoef ek dit daarmee met hulle beklei as hulle iets verkeerd doen nie. Maar jy moet nie beklei nie. Nee, maar soos met feest, soos raas en dit. Raas, ja. Maar volgens jou, 'n ding moet regloop. As hy nie regloop nie dan raak hy kwaad. Ja. Okay. Maar jy moet dit bietjie rustig vat. Net so klein bietjie rustig. Nou, hierdie gedeelte wat jy geboelie is en so aan, dink jy dit het jou sterker gemaak om terug te kom en te bewys ek wil dit doen? Vir jou as mens. Ja. So dit het jou sterker gemaak. Wat gee jou die deursettingsvermoë om elke maandag op te daag by daai oefening jy weet dit is fiksheid? Ek sê net myself ek moet nooit opgee met een oefening nie. Ek moet iets skiep nie. En dan gaan ek net en dan doen ek dit en dis 'n uur se fiksheid dan is dit klaar. Dit moet eventually klaar kom. Ja. Maar woon jy sy oefeninge ook by? Ek doen meeste van die kere, ek sal hom aflaai byvoorbeeld en dan sal ek ietsie gaan doen en dan die laaste halfuur wat hulle dalk oefen of so 45 minute is ek daar of baie keer die hele oefeninge. En dan sal jy ook vir hom by die oefening Ja, ek ietsie sal. sê aanhou vasbyt. Hy het so 'n bietjie van 'n asma-bors, maar nie vreeslik nie, soos maar net ons die asma pla meer op 'n rugbyveld, sy 'n game speel en of fiksheid. Dan sal hy nou 'n bietjie
gaan platval, want ons haal bietjie swaar asem, en dan sal ek vir hom sê, kom, haal net bietjie diep asem, en ons gaan verder aan. Gaan ons verder aan. OK. As jy jou karakter moet beskryf in 3 woorde, wat sal dit wees? Jy maak kan ook my help daar. Deursettingsvermoë, Wat nog? Sterk. Sterk, deursettingsvermoë. Hardwerkend. Ja. Hardwerkend. Hardwerkend, OK. Wat sal jy graag aan ander spelers wil oordra, wat nou hier so hierdie program sit en kyk, wat deur dieselfde gegaan het as jy met die boelery en die afgeknouery? Wat sal jy vir 'n jong speler sê? Wat moet hy doen? Hulle moet hulle ignoreer en nooit ophou met hulle doelwit wat hulle wil bereik nie. Hulle moet dit aanhou doen tot hulle dit kry en dan dalk volgende jaar weer probeer. OK. Ons het 'n bietjie gepraat van Pieter Steff de Tooy en van Evan Etzebeth. Het jy dalk 'n rolmodel wat vir 'n oorsese span speel? Toe is net Suid-Afrikaner. Ja. En dis dit jy bokke en so aan. OK, wat is jou doelwit na die bokkie week? Nog steeds aanhou goed speel en dit nie dink ek is groot kop omdat ek nou bokkie weer gekry het nie. So ek sal nog steeds wys ek hoort by die A-span en dan gaan ek dit nog verder aanspeel met hoërskoolloopbaan en dit dalk as ek klaar met hoërskool bietjie verder wil gaan. OK, nice. Is daar nou nog liga wedstryde wat voorlê vir julle vir die skool na die vakansie of so? Ja, Teen wie speel julle almal in julle liga? Jagland, Marenski, Ermelo, Tienimake en Persig. OK. So julle travel ook bietjie. Dit Ja, is 'n bietjie Marenski toe getravel. Ja, dit is ver hoor. Ja, hulle het al En die Ermelo is Vrydag, ook ver. ja, hulle het al die Vrydag gery. Ermelo kom daarom na ons. O, Ermelo Ja. kom hierdie kant toe. Gelukkig hoef jy nie so ver te travel nie. Dit is 3 dae te perd Marenski toe. Ja, hulle het al die Vrydag gery met die bus die oggend 8:00. Eers die aand 6:00 aangekom. Die hele dag op die bus. Nou hoe was daai bustrip vir julle span, Geels en so aan? Dit was lank. Ons net musiek gespeel toe begin ons slaap. Net toe rus julle 'n bietjie. Ja. En toe die volgende dag toe jol julle. Ja. Maar julle sê julle het met 2 punte verloor. Ja, dit was hartseer. Want ons het 'n doelwit gemaak met ons oefenkamp. Ons gaan vir Marenski wen om na die semifinaal te gaan. Maar toe kry ons dit nie reg nie, maar ons het nog steeds kans as ons die ander spanne nou wen met bonuspunte. Mooi. Hoe lyk julle kanse om semis te haal? Nie regtig baie goed nie. Nie goed nie. Maar wat is die kans dat julle bonuspunte teen ander spanne kan kry? Goed. Die eerste keer wat ons nou gaan speel is goed, want ons het al teen hulle gespeel, maar ek gaan nie groot kop word nie. En dan Ermelo het ons 'n kompetisie aan ons, want dis die eerste keer wat ons teen hulle speel. OK. Nie res van die game sal ons dalk kan. Mooi. Wat doen jy in jou vrye tyd as jy nie rugby speel nie? Ek slaap of lê net op my bed. Kyk jy vir die dak. Dus jy rus maar net, het jy nie golf of iets wat jy speel of speel jy nie 'n bietjie games op die foon of PlayStation of sulke goedjies nie. So jy slaap en jy's maar net rustig. Ja. Nice man. Kom maar, jy enige gelukbringer of 'n ritueel wat jy voor die tyd voor 'n wedstryd doen. Kom ons begin eens by 'n gelukbringer. Jou ma jou gelukbringer, Ja, jou girl jou gelukbringer, my ma. jou ma. Okay, wat se ritueel het jy? Het jy ietsie wat jy voor die tyd doen, spesifiek wat jy eet of wat jy aantrek en Vir ons trui aantrek in die kleedkamer bid ek. En dan sê ek vir die Here dankie dat ons nog 'n dag kan speel. okay. Ja. Want jy nie iets soos 'n spesiale onderbroek wat jy aantrek wat vir jou geluk gee nie.
trek jy nie jou linkerkous eers aan en dan vir jou regter tok of so iets nie. So dit is net jy maak jy gebed en dan is dit so, dan is dit tyd. Ja, okay. As jy dalk nou vir 'n graad 7 kind moet nou sê, hy moet aangaan met sy rugby. Wat sal jy spesifiek vir 'n graad 7 laerskool eerste span speler sê? Hy moet nooit opgee nie en nie groot kop raak omdat hy nou eerste span is nie. Want as jy groot kop word, dan kan jy dalk 'n kans verloor in eerste span. Want dan gaan jy swakker word en swakker word. En net aanhou probeer volgende jaar as jy graad 8 toe gaan. En dis waar anderste as laerskool. Ja, dit is eintlik nou my volgende vraag. Hoe verskil die graad 7 rugby teenoor graad 8 rugby? Dat jy jou tokse aan en nuwe kouse, nuwe tokse en al daai dinge. Hoe verskil dit van die laerskool na die hoërskool? Is dit meer druk op jou want jy speel nou vir 'n hoërskool as nou laerskool? Maar kom ons sê daar is nou 90% van jou laerskool vriende wat saam met jou hoërskool toe gaan. En hulle speel ook saam met jou rugby. Is daar 'n groot invloed tussen wat jy geleer het in die graad 7 en wat jy leer in graad 8 se rugby? Ja. Is daar. Maar raak julle vinnig gewoond as wat een coach dit sê en 'n ander coach sê dit? Ons het nog graad 8 meer die graad 7 goed gedoen. Ja. As coaches het kwaad geword raak, want ons doen nie altyd die graad 7 goed, maar hulle probeer ons nuwe goed leer. Dan doen ons die graad 7 goed in die game. Dan raak ek kwaad en dit. Dan volgende week dan sê ons net ons gaan nou probeer die hoërskool goed probeer doen. Die hoërskool, maar dit het lank gevat om dit in te oefen. Dit het my 3 jaar gevat. 3 jaar. Maar is dit moeilik? So, jy sê dit is baie moeilik. Nou, Salome, daar by jou kant, wat kan jy ons nog vertel van Dylan se rugby loopbaan van kleins af? Ag nee, maar dit wat ons nou gesê het, ek het nooit gedink hy sal so in rugby wees nie. Maar fase, almal gaan seker maar deur 'n fase. Gaan maar gedink is dalk 'n fase hoekom hy nou maar net bietjie rugby jol en met die wat hy geboelie was, het ek ook maar gedink ag hy gaan ophou omdat ek weet wat sy tipe kind hy is. En maar hy het ver gekom met sy rugby. En ek dink as 'n ma dink ons almal het seker mamma, ek glo en vertrou daar gaan nog groot deure vir hom oopgemaak word met rugby. Met rugby. Okay, wat kan jy vir die enkel mammas al buite kan sê met 'n seun wat rugby speel? Moet 'n enkel mamma bang wees dat haar bloetjie gaan seer kry? Ek gaan nie sê jy moet bang wees en ek gaan ook nie sê jy moenie bang wees nie. Rugby, ons almal het al gesien wat gebeur met rugby en hoe ouens seer kry en rugby is 'n gevaarlike game. Maar ek dink ook maar dis hoe jy ingaan in 'n game in. Soos wat ek vir Dylan ook altyd op 'n Saterdag sê as ek hom miskien aflaai of as ons voor ons by die game wat hy opdraf en sal ek vir hom sê Dylan, onthou net moenie bang wees nie. Want ek glo as jy bang is, gaan jy seer kry. Ja. So jy is nie bang nie, jy gaan net in, jy tackle, jy doen wat jy moet doen en na die tyd sê jy dankie dat jy veilig bewaar is op die veld. Vlakkie het seer gekry laas jaar, hy sy AC ligament in sy skouer geskeur. Toe hy was gekies, ons het in Brits gebly en soos in Wagpos gewees, so hy daar B-span gekry vir die Bosveld. En toe kon hy nie gaan speel nie omdat hy sy AC ligament seer gemaak het. So vir 'n enkel mamma is maar net moenie jou seun is 'n seun. Seun speel rugby, seun speel golf, hulle doen alles, maar moenie bang wees vir die game nie. Gaan in, bid vir jou kind voor hy op die veld gaan en laat jou kind net om self geniet op die veld. Om net uitgaan en enjoy. Nou, die vraagie van volgende enetjie is, hoe verskil, kom ons sê, daai kant se platteland rugby teenoor Potse se rugby? Ek sal sê hulle is bietjie taaier. Is 'n landbouskool, so dis alles boerseentjies. So dis bietjie taaier. Ja, bietjie taaier en dalk bietjie makliker.
ek weet nie hoe om dit nou, soos Vlekkie nou, hy het nou al van graad 7, graad 8, graad 9 en graad 10 het hy nou gaan Luiperd speel. Elke jaar het hy Luiperd gekom tot net voor hulle span gekies het, dan het hy uitgeval. Bokkieweek kon hy net nooit gaan doen het nie. So hierdie jaar was die eerste jaar wat hy Bokkieweek gaan doen En hy het dit gekry. En hy het dit gekry. En soos daar in Wagpos toe hy nou ook die Luiperds is Luiperds. So ons het hierna toe gekom om oefeninge, die proewe te kom doen en so toe sy toe nou daar gekies vir die B-span Luiperds. Ja. Ek weet nie hoe jy dit eintlik lekker noem nie, maar so hy het nou dalk 'n kans gehad wat hy hier nie 'n kans gehad het nie. Ja, okay. Maar so ek gaan nie sê dis anders nie, is dalk bietjie taaier, dalk bietjie makliker. Dink my elke kind en elke ma verskil dit dalk bietjie. Ja. Nou vertel ons bietjie daai besering wat jy gehad het. Wat het gebeur? Ons het teen Marienski gespeel. Toe het ek kwaad geraak vir my span want hulle speel altyd Synig. Toe het ek my hemp uitgetrek. Toe loop ek van die veld af, toe sien my coach hulle kort maar ek moet terug gaan. Toe gaan ek terug. Toe het ek die ou per ongeluk hoog getackle. Toe skeer ek my AC ligament in my skouer. Toe moes ek operasie gekry het maar Omdat jy hoog getackle het. Ja. En omdat hy kwaad was, so hy het Ja, frustrasie gaan uithaal. frustrasie, Hy het frustrasie gaan hard tackle en hy het al 'n rukkie met die arm gesukkel, maar nie so dat 'n mens nou gedink het dat sy ligament wat geskeur het nie. En dan het daai dag net maar net bietjie te hard ingaan vir die tackle en toe die. So toe het sy rappie gestop laas jaar van April af. Het hy toe nou glad die rappie gespeel nie en hierdie jaar toe is dit nou weer die eerste keer wat hy rappie speel. Nou hoe is die besering nou? Gaan hy voluit aan en hy doen Hy sy sukkel ding? maar nog baie keer bietjie, veral as hy nou maar tackle, dan raak die arm maar baie keer bietjie lam. Maar ons is besig met Pieternicus wat hulle bietjie oefeninge gee, strekke gee om bietjie sterker te maak. Okay, maar hoe het jy toe nou gevoel toe jy nou uit is? Ek het hartseer gevoel want ek sou Bosveld Luiperds gespeel het. My eerste keer in my hele lewe. Toe is daai kans nou weg. Is hy nou daarmee ja. Ja. Was jy kwaad vir jouself oor die besering of is dit hoe het jy gedink? Of wat het jy gedink? Ek is kwaad vir myself want was actually my eie skuld. Want ek het kwaad gaan tackle en ek moes ek kwaad gewees toen was die span wat so speel. En ek moes ook die hoog getackle het. Ja. Maar waar het jy nou getackle? Wat jy seer gekry het? Meer die keel en toe gaan sy ken in my. So jy by die keel. Ja. So jy wil jou sy kop afchop. Hoorie so, die tydjie het ons nou gevang. Baie dankie dat julle gekom het. Ons waardeer dit en ons hoop dat werklik daar gaan iemand se harte gaan oopgaan en 'n geldjie gee vir Dylan selfs vir verblyf en kos en alles. Sal dit baie waardeer. Dylan, sterkte vir jou tournament. Die 6de daar na Boomspruit met die Bokkieweek. Gaan uit en gaan enjoy. Gaan tackle, maar gaan tackle laag. Moenie hoog tackle, nie geel kaarte kry nie, moenie rooi kaarte kry nie. Wees dit jouself. Gaan uit en enjoy. En daar wil jy nou klaar op toe gaan. Veilig ry en gaan wys die manne daar. Alsai. Ja, dit is die einde van episode 34. Ek het bietjie gesels met Dylan Vlekkie Erasmus daarvan Hoër Volksskool Potchefstroom en ook sy ma Salome wat ingekom het vandag hier met 'n sware hart. Wat vra vir 'n fondsinsameling vir Vlekkie wat gekies is om my Bokkieweek te gaan deelneem daar in Naboomspruit die 6de tot die 11de Julie. So as daar iemand is al buitekant wat geleentheid sien om 'n seun te borg wat rugby talent het, wat dit gaan maak eendag. Maak julle beursies oop, maak julle harte oop. Kontak my, kontak the go-to guy, enige iemand en kom ons maak sy droom 'n waarheid. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens.